Kan ons u aandag kry asseblief? Die Jesus-trein het sopas gearriveer op Joy Radio Vaaloever ateljeestasie saam met professor Aubrey Burger en Jill Burger Howard op die lofprysing en God se woord platform met die aanbiddingslied Yahweh will manifest himself deur NBCFC. Yahweh.
We thank the Lord for manifesting Himself within our presence. Kom ons word stil voor ons almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, Vader, ons dank U vir ieder en elk wat U veilig saamgebring het op hierdie platform, op Joy Radio. En ons kom en versoek in nederigheid, dat soos het U self gemanifesteer het in ons teenwoordigheid, dat U ook as die drie-enige God 'n permanente woning in ons, rondom ons, met ons sal maak. En dat U teenwoordigheid in glorie ten alle tye saam met ons sal wees. Vader, laat ons gelei word deur die Heilige Gees met vandag se leerlingboodskap. In die naam van Jesus, soos daar opgeteken is in die woord, waar daar geskrywe staan, as iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat in alles, sodat U, Vader, in alles verheerlik kan word, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom, tot in ewigheid. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, Amen. Do you feel like the odd one out, wandering in the desert, or feeling like you're just on a big ocean on your own? While everyone around you goes to places to worship, to praise our Heavenly Father, but you just don't feel that you are comfortable wherever you go. Come and visit JCR MTS, a calling for reformation, yes, at the Jesus Christ Reformation Ministration and Theological Seminary. We have every Sunday at 9 o'clock sermons at Waaluwe van der Bijl Park, as well as other venues across the country. We also provide you with faith-based registered counselors, married officers. We provide funeral services, seminary training, cell groups, youth activities, and much more. So contact myself, Pastor Aubrey Burger, at 076-479-7517, or contact Jill at 074-689-6263. Pastor Peter Boyson at Brakpan, 068-577-9817. Pastor Frikkie at KZN, 079-261-1332. There's Pastor Barry in Primrose at 074-089-7849. And then we welcome to the JCR MTS family, Pastor Chris and his wife Eldine Boyson, down there in PE. They can be contacted on 083-232-2442. There's no excuses anymore. Wherever you want us, you will find us. So, contact us right now. My shepherd, I shall not fear. He leads me to pastures through valleys of peace. He's my rock and my comfort, my shield and my strength. And
He leads me to pastures through valleys of peace. He's my rock and my comfort, my shield and my strength, Alpha, Omega, beginning and end. Oh, how I love you. Oh, how I need you. You are the fortress that I'm running to. You are my Lord, my God. You are my hiding place. I run to you. You made me brand new. You're my everything. The Lord is my shepherd, and I shall not fear. He leads me to pastures through valleys of peace. He's my rock and my comfort, my shield and my strength, Alpha, Omega, beginning and end. Oh, how I love you. Oh, how I need you. You are the fortress that I'm running to. You are my Lord, my God. You are my hiding place. I run to you. You made me brand new. You're my everything. Oh, how I love you. Oh, how I need you. You are the fortress that I'm running to. You are my Lord, my God. You are my hiding place. I run to you. You made me brand new. You're my everything. I run to you. You made me brand new. You're my everything. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. I am found, I am yours, I am loved.
Oh, my soul, so weary, when troubles come, my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. Stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can be. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raised me up to more than I can do. You raised me up so I can stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Me up to more than I can be. You raised me up to more than I can be.
En so op hierdie Saterdag aand was ons ingewag hier op die stasie van lofprysing en God se woord met ons aankoms met die Jesus trein met The Lord is my shepherd deur Edward Funchal. Here is my heart, Lord, deur Lauren Daigley, and you raise me up deur Dani Botha. Welkom weer eens by ons program vanaand, geliefdes. Ja, saam met my en saam met Joel, en ons kuier heerlik saam tot en met 10:00. Nou vanaand gaan ek miskien weer bietjie tone trap hierso. Maar voor ek te veel tone trap, wil ek net sê dit is vandag 'n jeuglike dag vir ons. Hierso in die ateljee op Vaaloewer. Ja, dit is nie elke dag wat een van jou kinders 18 word nie. En die oudste meisiekind, ja, vandag op hierdie dag is sy 'n hele 18 jaar oud. En daarom wil ek vanaand gesels oor verjaarsdagwense. Ja, jy het my reg gehoor, verjaarsdagwense. Nou gewoonlik op 'n dag wanneer mense, en veral in vandag se lewe, wanneer die 18de aanbreek en natuurlik die 21ste en dit, dan is dit mos maar gewoonlik 'n groot partytjie, of hoe sê ek dan nou? En baie keer wanneer enige persoon se dag van geboorte aanbreek en hulle die viering doen, dan is daar ongelukkig die gees van Bacchus wat inkruip, want dit is eintlik meer 'n gesypery is enigiets anderste. En daarom wil ek vanaand gesels hieroor. Want vir die verjaarsdagwense moet wees, die viering daarvan moet wees op die fokus, op die besinning oor God se werk in ons lewens. Dit is waaroor 'n verjaarsdagdag moet gaan. Dis waaroor die viering van daai dag moet gaan. Want op 'n dag soos 'n verjaarsdag wat gevier word, moet erken ons mos die einde van 'n jaar. Die jaar wat eindig, 'n nuwe jaar wat begin in ons lewens. Met ons almagtige God en Hemelse Vader se seëninge. Met die belangrikheid van wysheid, die belangrikheid van dankbaarheid. En om 'n doelgerigte lewe te lei. Psalm 90 vers 2 kom op en hy sê, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Die psalmdigter maak dit vir ons duidelik hierso. Elke dag van ons lewens wat ons tel, moet ons so tel om 'n wyse hart te bekom. En dan gaan ons oor na Numeri 6:24 tot 26. Wat vir my sê, die Here sal jou seën en jou behoed. En ons ken almal hierdie skrifgedeelte. Die seën wat God daar gestel het, om oor sy volk van Israel uitgespreek te word. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En vandag moedig ons besinniging oor God se gawes aan, op hierdie oomblik, op hierdie program vandag. Geliefdes, soos die gawe van die lewe, bied 'n geestelike perspektief op veroudering, met die klem op geestelike groei, en 'n verbintenis met God vir die jaar wat weer voorlê. Ja, die geestelike perspektief op veroudering. En dit is een ding wat niemand van ons kan vryspring nie, is die feit dat veroudering wel in ons lewens gaan intree. Sekere Godskinders het die voorreg wat hulle van God ontvang het, om 'n veroudering te hê tot hier laat in hulle 80s, 90s, van hulle in hulle 100s. Ander minder gelukkig in hulle tieners, in hulle 20's, hulle 30 jaar is. Maar veroudering vind wel plaas. Nou kom ons kyk en ons gesels, waarop moet ons fokus?
En die eerste punt wat ek met u wil deel vanaand is die gawe van dankbaarheid. Daarom sê ons, kom ons vier hierdie dag, die dag wat jou verjaarsdag is. Vier dit soos Jesus. Want dit is 'n dag mos wat ons by mekaar kom, om 'n spesiale geleentheid te vier. En soos ek in die opening al reeds gesê het, dit is so jammer, dat dit 'n dag geword het, wat hierdie by mekaar koms van die spesiale geleentheid, eerder gevier word om Satan die duiwel te eer, want dit ontaard die meeste van die tyd in 'n dronklap gesypery uit. Een ding wat ons moet onthou, geliefdes, 'n verjaarsdag is meer as net 'n herinnering aan die verbygaande jaar of jare wat alreeds agter ons is. Dit is 'n geleentheid vir besinning, 'n geleentheid van dankbaarheid, 'n geleentheid vir geestelike groei. En daarom gaan ons nou begin om sal ek sê, ondersoek in te stel hoe ons verjaarsdag na regte moet vier. 'n Verjaarsdag moet vier op 'n manier wat ooreenstem met die lering van Jesus Christus en die woord van ons almagtige God en Hemelse Vader. Daarom, op jou geboortedag, op die dag wat jy dit noem jou verjaarsdag, wees soos Jesus Christus, wees dankbaar vir jou fisiese seëninge. Matteus 15:36 sê, toe neem hy die 7 brode en die visse, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels, en die disippels aan die skare. Wat beteken dit? Dit beteken om 'n oomblik te neem, om te besin oor die fisiese seëninge wat God aan jou gegee het. Net soos Jesus gedank het vir die brode en die visse, voordat hy die menigste gevoed het, moet ons dankbaarheid uitspreek vir die tasbare gawes en voorsienings in ons lewens, en onthou dat elke goeie en perfekte gawe van God afkom. Daarom sê Jakobus 1:17 vir ons die volgende: elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader af, die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Amen. Op die dag van jou, wat jy sê, wat jy jou verjaarsdag vier, wees soos Jesus, dank jou geestelike seëninge, wees dankbaar vir jou geestelike seëninge. Ons het nou net gepraat oor die fisiese seëninge, nou gesels ons oor die geestelike seëninge, en daar wil ek u heen vat na Johannes 11:38 tot 44 toe. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en by die graf gekom. Dit was 'n spelonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Hier, geliefdes, in die verhaal van Lazarus se opstanding, het Jesus gedank vir die wonderwerk wat op die punt staan om te ontvou, soos wat ons gelees het in vers 41.
Hy sê alhoewel dit belangrik is om ons fisiese seëninge te waardeer, moet ons nie die geestelike seëninge wat God ons bied vergeet nie. Net so moet ons op ons verjaarsdag dank uitspreek teenoor ons Vader vir die geestelike seëninge van verlossing, die geestelike seëninge van vergifnis en alombelangrik die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewens. Het jy al ooit so daaraan gedink om jou verjaarsdag so te vier? Op jou dag van jou verjaarsdag, wees soos Jesus. Dank God en dank God in die openbaar. Nie stilletjies agter 'n toedeur nie, maar voor almal. Johannes 6:11 Jesus het die brode geneem en nadat hy gedank het, deel hy dit uit aan die disippels en die disippels aan die wat daar sit, so ook die visse, soveel as wat hulle wou hê. Jesus het nie gegaan en agter 'n boom gaan staan, met sy rug gedraai op die skare of so nie, en dit daar gaan doen nie, daar, een kan stilletjie sjoes nie, nee. Hy het voor al die menige skare, toe die 5000 was, die 5000 mans, die woord sê nie vir ons hoeveel vroue en kinders het daar by heuwels gesit nie, toe die 3000 was, het Jesus dit openbaarlik vir hulle deurgegee. Het hy dit voor almal gedoen. Jesus het inderdaad dit in privaat gedoen nie. Hy het nie in privaat dank betuig nie. Nee, Jesus het dit in openbaar voor 'n menigte mense gedoen, toe hy daai brode en visse wonderbaarlik vermenigvuldig het. Daarom op ons verjaarsdag, die dag wat ons geboortedag noem, die dag wat ons die verjaarsdag noem, moet ons ook ons dankbaarheid in die openbaar uitspreek. Nie net teenoor God nie, maar ook teenoor die mense in ons lewens, wat die bron van liefde en ondersteuning was. Ons moenie skaam wees daarvoor nie, geliefdes. Ons moenie wegkruip daarvoor nie. Daar's geen rede vir skaamte nie. Daar's rede vir dankbaarheid, daar's rede vir eer en lofprysing teenoor God, vir al die tye wat ons onder sy beskerming was, vir sy genade wat hy aan ons toegestaan het, om ons te bring op die dag. En dit is nou of jy nou 5 word, en of jy 8 word, of jy 80 word, of jy 18 word, en of jy 100 word. Maak nie saak nie. Betuig jou dankbaarheid teenoor God en almal. Word dit gedoen? Bitter min. Ek gaan so ver gaan om te sê, basies nooit nie. Want dit is mos 'n cheers hierso, my boeta, cheers daar, my gabba, cheers hierso. Nou gaan ons braai. Dit is mos waaroor dit gaan, is dit nie? Ons vergeet om God te dank, God te eer, God te loof, God te prys, vir wat hy ons 'n lewensjaar gespaar het en 'n nuwe lewensjaar inneem. En ek wil hê jy moet bietjie dink daaromtrent. Bietjie dink daaromtrent. Want kom ons gaan luister, terwyl ons bietjie hieroor dink, na Freddie Spyros. Want dit is wat ons moet doen op 'n verjaarsdag, om ons dankbaarheid teen God te toon,
vir dit wat hy vir ons reeds gedoen het en wat hy nog vir ons gaan doen, is ons moet afsak op ons knieë. Want dit is waar ons dit betoon en betuig, waar ons dit aan God wys, want dit is waar ons God vind in ons lewens. So voordat ons voortgaan, kom ons doen dit eers bietjie nabetragting hierso. Saam met Freddie Spires met Down on My Knees. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountain, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. Once I was blind, I could not see the glory of Jesus, so rich and free. I've heard about him, the man of Galilee. Cried out, Lord, oh help me please. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord. He took my hands, I held up high, and he saw the tears that I have cried. Oh, he came down and held me tight, and he said, my child, you are mine. I went down on my knees, and I asked the Lord, have mercy please. He had compassion, he showed me love. Now I praise the Lord above. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. It wasn't on the mountains, not in the valley, but it was on my knees. I found my Lord, but it was on my knees. I found my Lord. Oh, but it was on my knees. I found my Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night.
night and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. Nou ja, ons het ook sommer 'n bietjie daar geluister na Chris Tomlin se You Are a Good, Good Father. Voor die breek het ons gesê wees op jou verjaarsdag wees soos Jesus en dank God in die openbaar. Nou hoekom moet ons dit doen? Hoekom? Baie eenvoudig, want God is goed.
God is goed, die Vader is goed. Kom ons lees Psalm 145. 'n loflied van Dawid. En dit is 'n lofpsalm hierdie op die grootheid en die goedheid van God. Dis waaroor die psalm gaan. O my God, o koning, ek wil u verhoog en die naam loof vir ewig en altyd. Elke dag wil ek u loof en die naam prys vir ewig en altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondlik. Die een geslag prys u werke by die ander en hulle verkondig u matige dade. Ek wil spreek van die glans van die heerlike majesteit en van u wonderbare dade. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade en die grootheid wil ek vertel. Hulle sal die gedagtenis van die grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid. Genadig en barmhartigheid is die Here, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid. Die Here is vir almal goed en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Al die werke loof u, o Here, en u gunsgenote prys u. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van u mag, om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. Die Here ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergebo is. Die oë van almal wag op u en u gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulpgeroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. My mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Nou geliefdes, hierdie is 'n absolute fantastiese psalm om jou dankbaarheid aan God te bewys en oor te dra en die eer en die lof aan hom te gee. Daarom word dit genoem 'n lofpsalm op die grootheid en goedheid van God. Soos hy begin, o my God, o koning, ek wil u verhoog en u naam loof vir ewig en altyd. En hy eindig met, my mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Jy sê geliefdes, hierdie Psalm 145 is 'n pragtige uitdrukking van dankbaarheid teenoor God. Die tipe dankbaarheid wat ek en u teenoor God moet uitspreek wanneer dit ons dag is van verviering, van 'n geboortedag, van 'n verjaarsdag soos wat ons dit mos nou maar noem, in die openbaar, soos ek dit net al reeds genoem het. Jy sien, hierdie psalm herinner ons daaraan dat God goed is. Dat God medelydend is. Dat God stadig is om tronig te word. Om tronerig te word teenoor my en teenoor u. Laat ons op 'n dag van ons geboorte, die dag wat ons noem 'n verjaarsdag, die psalmis se woorde herhaal en God dank vir sy goedheid en getrouheid dwars deur ons lewens. En daarom geliefdes, wil ek hê, maak 'n note, vat jou woord van die Vader wat jy het, die Bybel, die woord,
en maak 'n aantekening. Vat daai slimfoontjie van jou. Daar wat jy klaar gemerk het om te sê, hierdie dag op hierdie kalender is my geboortedag, is die dag wat ek 'n verjaarsdagviering gaan vier. En daarso wat jy daar in daai kalender aangeteken het, op daai dag gaan ons 'n party vier daarso en daarso. En jy vervang dit om te sê, dit is die dag wat ek hardop aan almal verteenwoordig, Psalm 145 moet uitlees, om my dankbaarheid aan God te openbaar, vir nog 'n lewensjaar, wat hy my inlei, en vir die lewensjaar, wat hy aan my gespaar het, en deurgedra het. Daarom, op 'n gedag van ons geboortedag, moet ons altyd dankbaar wees. Altyd. Altyd. Kolossense 3:15 En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Hier kom apostel Paulus, en hy moedig ons aan hier in Kolossense 3, om altyd, altyd, altyd dankbaar te wees. Aangesien, ek en u, ons almal, ons verjaarsdag dien, die geboortedag van ons lewens, is 'n jaarlikse herinnering aan die belangrikheid van dankbaarheid. Maar wat baie belangrik is, geliefdes, dankbaarheid moet 'n daaglikse praktyk in ons lewens wees. Ons moet elke dag dankbaar teenoor die Vader wees. Ons moet elke dag ons dankbaarheid teenoor hom betoon. Daarom moet ons 'n gees van dankbaarheid kweek, wat verder strek as wat net ons verjaarsdag is. En elke liewe aspek van ons lewens deurdring, deur die gesindheid van genade te handhaaf. En ek weet, daar word nou onmiddellik gesê, dit is bietjie moeilik om dit te doen. Om hierdie gees van dankbaarheid te kweek. Nee, is alright nou nog as jy vir my sê, ek moet dit eenmal 'n jaar doen, die dag van my geboortedag, die dag van 'n verjaarsdag. Maar elke dag? Ja, elke dag. Elke dag. Elke aspek van elke dag in jou lewe. Wees dankbaar teen die almagtige drie-enige God. Daarom vind ons Kolossense 1 vers 3 vermaan en sê vir ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus, altyd as ons vir julle bid. As ons vir julle bid. Nou wie is hierdie ons? Hierdie ons is ieder en elk van ons, elke luisteraar wat ingeskakel is nou. Ieder en elke ene. Maar gebeur dit nog op vandag se tyd? Vir die mense wat vandag, gister, môre, oormôre, volgende week, volgende maand, of laas maand of 2 maande terug verjaar het, was daar vir julle gebid? Was julle toe julle by mekaar was en by mekaar gekom het, was daar gebid om vir God te sê dankie. Dankie vir die lewensjaar wat jy my so pas deurgedra het en gespaar het deur jou genade, en dankie dat ek weet, want ek glo en vertrou, want jou woord maak voorsiening daarvoor, dat jy vir my die jaar wat voor lê, gaan deurdra, my gaan beskerm, solank ek in jou wil en jou weë beweeg, Vader. Het dit gebeur? Alleenlik u self sal weet. Net u kan daai tipe vraag beantwoord. Niemand anders dan nie, but u en u self. Dan wonder ek baie keer, en as ek sê dat wanneer ons en omroepers wêreldwyd op al hierdie terduisende radiostasies wat daar is,
en sê, luister, wens maar iemand in jou lewe geluk op die lig met hulle verjaarsdag, die dag van geboorte, dat dit ook nie meer amper gebeur nie. Want ons wil mos nou, ons is mos skaam om te verouder, om te sê ek is 'n jaar ouer. Hoekom? Jou dankbaarheid betoon jy nie aan die wêreld nie. Hierdie dankbaarheid moet jy betoon aan God. En daarom moet jy nie skaam daar wees nie. Soos toe ons begin het, wat ek vir gesê het, ons moet dit doen en nie openbaar. Ons moet dit verkondig, ons dankbaarheid vir dit wat God vir ons gedoen het in die tydperk. Kolossense 1 vers 12 tot 14. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. En hier is 'n interessante enetjie vir my. Hoe gaan ons dankbaar wees vir vergifnis van ons sondes, as ons nie eens teenoor God kan dankbaar wees vir dit wat hy ons, die jaar wat hy ons nou deur gedra het, na die nuwe jaar wat aan ons lewens begin, daarvoor kan dankbaar wees nie. Is dit moeilik om te verstaan? Ek glo nie. Ek glo nie. Want jou verlossing is deur die bloed van Jesus Christus. Deur daai bloed van hom wat gevloei het. Van die oomblik af toe hy begin gekastei is. Toe hy doringkroon op sy hoof vasgedruk is en die bloed langs sy gesig afgerol het. Daai wonde op sy rug wat gebloei het. Die bloed wat gesmeer was, soos wat daai kruis moes gedra het, na Golgotha toe. Daar waar die spykers deur die hande en die voete geslaan is, waar die bloed uitgespuit het. Daar toe hy met die spies in die sy gesteek is, waar die bloed in die water uitgekom het. Daai bloed is die bloed waardeur jy jou vergifnis ontvang het en nog steeds ontvang. Kolossense 3:17. En wat julle ook al doen in die woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Nou gelukkig is daar mense en persone in hierdie wêreld wat hierdie vers vat en hulle lees hom en sê maar dit wat ons doen in woord en daad, doen ons in daad en inderdaad, ons doen dit mos in die naam van die Here. Jy doen nie in die naam van die Here dit om hom te wil probeer verneder, om jou op daai dag dronk te suip nie. Of jouself te pomp met goed in jou are wat nie daar hoort nie. Of by jou mond dinge in te neem en jou liggaam daardeur te besoedel nie. Dis nie wat die woord bedoel nie. Jy vereer God nie daardeur nie. Glad nie. Doen alles ten goeie vir God en dank hom. Kom ons gaan luister. Hoekom ons moet dankbaar wees? Ling Missions, die album van hulle, is daar 'n pragtige liedjie. Pragtig. Wat ons nie moet vergeet nie, want ons kan dankbaar wees. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I could have been able to face yesterday, the day before, the week before, the month before, the year before. Want Jesus leef. En omdat hy leef, kan ek nog 'n trappie
vorentoe gee. Geniet hierdie ene saam met my. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he En daai was Because he lives, I can face tomorrow. En miskien moet ons so nog so enetjie luister. Wat van Majesty se Yeshua HaMashiach? Ken jy hom nog? Kan jy hom nog onthou? Kom ons luister hom. En ons is nou weer terug. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, he's the roaring lion of Judah, and he's holy.
bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever. Forever, His mercy endures forever and ever. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, He's the roaring Lion of Judah, and He's holy, He is Lord. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach, He's the Savior and our Healer, and He is holy, He is Lord. Yeshua HaMashiach, He's my rock and He's my power. Yeshua HaMashiach, my shield and my strong tower, and He is holy, He is Lord. Let's praise the God of Israel, He's the bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever. Forever, His mercy endures forever and ever. La 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 la, do that day. La 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 la, do that day. He is holy, He is Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. Praise the Lord, for His good, and His mercy endures forever and ever and ever. Forever, bless the Lord, oh my soul, for His mercy endures forever and ever and ever. Forever, He is Lord. Yeshua HaMashiach. Daarom geliefdes, ons moet hoe wees in dankseggings, ons moet oorvloedig wees. Ja, oorvloedig. Kolossense 2 vers 7, gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. En dan moet ons ook natuurlik oorvloedig wees in ons gebede. En daar sê Kolossense 4 vers 2 vir ons, volhard in gebed en waak daarin met danksegging. Die vraag is wat ons onsself moet afvra op hierdie stadium. Beskou ons onsself as geseënd? Beskou jy jouself heiliglik, daar waar jy nou luister, as geseënd? Wel, ek beskou my as geseënd, dat ek geseënd is deur Jesus Christus. Wel, indien u ook soos ek sê ja, dan dank ons die Almagtige God en Hemelse Vader deur sy Seun Jesus Christus. Nou Jesus het dit baie duidelik gemaak.
Jy kan net na die Vader kom deur hom. Het dit baie duidelik aan die disippels gestel. So alles gaan en werk deur Jesus. Maar ek wil vanaand afsluit met 'n waarskuwing. 'n Waarskuwing. As jy dink dankbaarheid is onnodig, dat dit nie nodig is om dankbaarheid teenoor God te betoon nie. Om dankbaar te wees vir jou geboortedag, vir 'n nuwe lewensjaar wat hy vir jou begin op daai dag nie. En die dankbaarheid wat jy moet betoon omdat hy jou deur 'n jaar gedra het, jou beskerm het, jou behoed het, jou bewaar het, al dink jy nie altyd so nie. En dit is ondankbaarheid, want ondankbaarheid, God mishaag dit. En daarom moet ek en u ondankbaarheid vermy. Ondankbaarheid vermy in alle opsigte in ons lewens. En ons raak tog so vinnig en so maklik ondankbaar oor alles. Ek dink maar net, hoe baie keer is mense nie ondankbaar oor dit wat God voorsien, byvoorbeeld op 'n bord kos nie. O nee, ek eet nie dit nie. O nee, ek eet nie dat nie. Ek hou nie hiervan nie. O, hierdie klere wil ek nie dra nie, want ek like nie die kleur nie, of ek like nie die slit nie. Wanneer iemand vir jou iets uit dankbaarheid gee, omdat God hulle aangesê het om dit te doen, wys ons ondankbaarheid teenoor hulle. Deur te sê nee, ek is inteendeel beter as dit. Ek trek my neus daarvoor op, of ek kyk neer daarop. Onthou net, God mishaag jou, as jy so is. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hoor mooi, in die laaste tye sal daar swaar tye kom. Want die mense sal liefhebbers wees van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheil, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. Skrif is baie duidelik hierso. Keer jou af van hulle af. Moenie mengel met hulle nie. Onthou ook die woord maak ook vir ons duidelik. Meng jou met die semels en die varke vreet jou. En die versgedeelte wat ek mee wil afsluit vanaand is Romeine 1, 8 tot 21. Want die troon van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Daarso in hierdie gedeelte, hierso in die laaste versgedeelte, 21, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Is jou hart onverstandig? Is jou hart verduister omdat jy versuim om God te verheerlik en God te dank vir dit wat hy vir jou doen, vir die seëninge wat hy aan jou gee en aan jou toevertrou? Daarom my geliewe broer en suster, wanneer jy kom om jou verjaarsdag te vier, of dit vandag is, en of dit môre is, of dit in 'n jaar se tyd weer is, wanneer dit ook al mag wees, kom doen dit
met 'n hart vol dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor God. Volg die voorbeeld van ons almagtige Jesus Christus, die Verlosser, en toon jou dankbaarheid teenoor die Vader. Daarom, laat ons dank betuig vir beide ons fisiese en ons geestelike seëninge. Laat ons dankbaarheid en openbaar uitdruk. Laat ons nie skaam daarvoor hoef te wees nie. As die mens om ons hulle dankbaarheid wil wys teenoor God en teenoor jou wat die dag vier, om vir jou 'n spesiale lied op te dra, of vir jou met lofsang toe te besing, om nie jou kop onder 'n tafel in te wil druk nie, kon sy skaam te wees nie, daar is niks om skaam oor te wees nie. Dit is die tyd wat ons moet opstaan, ons hande omhoog moet lig en sê, dankie Vader, vir nog 'n jaar wat U aan my toestaan. Nog 'n jaar wat ek gebruik kan word te ere en verheerliking van U. Dankie Vader, dat ek vir nog 'n jaar U goedheid kan erken. So kweek 'n gees van dankbaarheid, wat deur jou nuwe lewensjaar, wat die Vader daar vir jou gestel het, kan voortduur. Amen. Geliefdes, is amper tyd vir ons om tafel toe te gaan vanaand. En dit doen ons ook met dankbaarheid, met 'n hart van dankbaarheid, met 'n hart van opregtheid. En terwyl jy voorberei en die nie nog nie voorberei het nie, wil ek met die volgende liedjie vir die kans gee om voor te berei. En dit is 'n liedjie deur Janneman Vetkruit. Janneman Vetkruit. Ja, jy het my reg gehoor. En die naam is Laaste Trein. Luister mooi na die woorde, want U moet besef, dit is die laaste trein. Die Jesus trein is inderdaad die laaste trein. Geniet hom saam met my en dan is ons terug saam by die tafel. Wat as vandag jou laaste trein is huis toe? Dis maklik om te sê môre is nog 'n dag. Wat as daar vanaand vir jou net donker wag? Daai laaste trein is dalk vandag. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek. Hy het dit vir jou met sy bloed gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. As jy net daar op die stasie bly staan, mis jy dalk daai laaste trein wat huis toe gaan. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek. As jy net daar op die stasie bly staan, mis jy daai laaste trein wat huis toe gaan. Romeine 10 vers 9 en 10. Klim op die trein en sê Jesus, hier is ek. Jesus het klaar vir jou 'n kaartjie gekoop. Al wat jy moet doen is agterom aanloop. Die laaste trein kan nou vertrek, gaan jy bly staan daar by die hek.
onthou inderdaad, die kaartjie is klaar gekoop. Die prys is klaar betaal vir daai kaartjie, vir daai laaste trein. So moet hom nie mis nie. So ek dink is gepas, voordat ons aan tafel toe, nog steeds reg kry vir die tafel, dat ons luister na, en ons sê saam met Janneman Vetkryk, Jesus het my lief. As jy bly is en jy weet het, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet het, skree Jesus het my lief. As jy kwaad is en jy weet het, skree Jesus vergewe my. As jy bly is en jy weet het, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet het, skree Jesus het my As jy kwaad is en jy weet, skree Jesus vergewe my. Maak nie saak hoe jy voel nie, jy kan maar weet, Jesus het jou lief. Moet dit nie vergeet nie. Ja, het die teen agtergekom, dit het nie na Janneman geklankie, maar is inteendeel, dit is sy suster gewees daai. So, Monique Vetkryk, neem ek dan aan, want haar naam is Monique, maar hier gaan ons nou tafel toe. Voordat hy weer kan vertrek, moet ons eers na die avondsmaal toe gaan, by die tafel gaan sit saam met die Vader wat hy wag, wat hy voorberei vir ons, en daarna kan ons op die gepaslike manier in gebed afsluit, en dan kan die Jesus trein ons gaan. Nou ja, geliefdes, as ons aan die tafel kom sit, die tafel wat ons so goed ken as die nagmaal, is in sy wese 'n verbodsmaaltyd, 'n verbintenis tussen ons en Jesus Christus, wat ons elke keer vernuwe, wanneer ons aan die tafel saam hom sit. Maar saam met dit kom daar 'n baie dringende en ernstige waarskuwing op. Want om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, moet ieder en elkeen van ons wat deelneem aan die tafel, moet ons in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader ondersoek, voordat ons van die brood eet, en voordat ons uit ons bekertjie uitdrink, om sodoende nie oordeel oor onsself te bring nie. 1 Korintiërs 11:27 tot 29 maak dit baie duidelik vir ons, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef,
en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Die skrif maak dit vir ons baie duidelik. Want die nagmaal is vir my persoonlik en vir my familie en vir die hele JCR MTS familie en ek glo vir ieder en elke op is 'n gedagtenismaaltyd mos. Jesus het tog immers gesê met die instelling van die nagmaal, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweedens is dit 'n waarborg. Want Jesus gee vir ons 'n waarborg hierso. Hy sê dit is my liggaam en dit is my bloed. Sy liggaam verteenwoordig die brood. En die kelkie verteenwoordig ons bloed. Daarom is dit 'n plek van viering met ons as die kerk, ek en u, saam met ons lewende, almagtige God en Hemelse Vader. Hoekom? Omdat dit een brood is en ons as ons baie saam, een liggaam, want ons het almal deel aan die brood. En daarom wanneer ons die tafel sit, moet ons weet dit verkondig aan ons toekomsverwagtinge. Want dit gee vir ons 'n versekering wanneer ons aan hierdie tafel elke keer kom sit, dat ons Hemelse Vader een met ons is. En vir my, wanneer ek aan die tafel sit, is dit nie met 'n lang gesig nie. Dit is nie met asof iets swaar of 'n juk op my skouers is nie. Nee, dit is 'n vreugdefees. Ek weet almal vier dit met baie erns. En dit lyk vir hulle of dit die oordeelsdag is. Maar dit is tog 'n vreugdefees. Hoekom? Want ons vier iets besonders. Ons vier op 'n besondere wyse die vrug wat ons pluk na die lyding van Jesus Christus, sy sterwe en dan sy opstanding. En ons weet dat Jesus leef, want hy sit ons nou aan die regterhand van ons Hemelse Vader nadat hy opgevaar het. Geliefdes, daarom die brood wat ons breek vandag is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Wanneer jy dit neem en dit eet, dink daaraan, glo en geloof dat dit simboliseer die liggaam van Jesus Christus wat verbreek was, wat geskenk was tot die volle versoening vir al die sondes. En daarna het u dan die bekertjie van danksegging opneem. Dit wat die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus simboliseer. Wanneer jy dit neem om te drink, dink daaraan en glo en geloof dat dit verteenwoordig sy kosbare bloed, daai kosbare bloed wat vergiet is vir my en vir u, tot die volle versoening van al ons sondes. In my hart en Geliefdes, kom ons, wat nou stil vir die Vader, ieder en elk van ons. Ons sonder onsself af. Ons doen ons belydenis en die hart deur die mond in geloof. Ons lê dit aan God se voete neer, terwyl ons dan deelneem aan die avondmaal. Terwyl ons so heerlik met al die pad in die agtergrond luister na die nagmaal lied van Willie Joubert. Kom nou, saam met my, saam met jou, saam met almal teenwoordig, en ons neem deel aan hierdie avondmaal. Die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel en my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my
my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sondelas. O kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Kom ons raak stil voor die almagtige God en Hemelse Vader. Almagtige God, barmhartige God en Vader. Met 'n hart van reinheid kom ons nou na U toe. Ons loof en prys U uit genade. En ons dank U, Vader, dat U Seun aan ons geskenk het as middelaar. Wat deur sy kruisiging, sy lyding, sy opstanding ons sondes op hom geneem het, en sodoende ook vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons kom vandag, Vader, en ons dank U dat U ons die geloof skenk, waardeur ons in hierdie weldade kan deelneem, wanneer ons aan die avondmaal gesit het, waarin ons gesit het, Vader. Ons dank U dat ons geloof weer eens opnuut versterk is met die avondmaal vandag. Vader, laat ons ieder en elk deur die gebruik van die avondmaal ons daagliks in staat te laat stel om te groei in ons geloof, in ons enige gemeenskap met U enige gebore Seun, Jesus Christus. Ek bid dat al Vader, dat dit deur die werking van die Heilige Gees, dat U goddelike doel met ieder en elk, met hierdie avondmaal wat ons nou genuttig het, bereik het. Ek weet en ek verstaan, Vader, dat Satan die duiwel kom en hy wil alles verwoes, vernietig, verslind. Hy kom en hy maak af of die avondmaal net 'n nuttigheid is. Daarom, Vader, kan ons ook net vir U sê dankie vir die waarskuwing wat U in die skrif, in U boek, in U woord vir ons gegee het, soos daar in 1 Korintiërs 11 van 27 tot 29 toe, Vader, sodat ons dit nie op 'n onwaardige wyse doen, enigsins enige tyd nie. En daarom kom ek op gesag van die woord nou, Vader, en ek tree op en ek tree in, saam met, in die naam van Jesus, teen Satan die duiwel en sy demoniese magte, en ek verklaar, dat dit, waarmee hulle heilig besig is, tot niet verklaar word. Dat het nou, geen verder effect sal hê nie, dat het nou afgesterwe het, dat daar weer gesonde grense in plek gestel was, maar daar was weer terug in plek is, in die naam van Jesus, dat het geen verder inpak op die kinders se lewens sal hê nie. Daarom, Vader, in Jesus naam, kom ek en ek spreek lewe oor ieder en elke wat na my stem hoor en luister nou. Vader, lewe oor hulle gesondheid, verhoudings
verlovings, huwelike, hulle finansiële situasies en omstandighede, besigheidsondernemings wat U aan hulle toevertrou het, hulle werksplekke waarin U hulle geplaas het, ieder en elk se persoonlike, geestelike welsyn, maar as ook ieder en elk se geestelike, huislike welsyn, Vader, dat die lig nou weer sal skyn daar waar dit al begin verdof het, dat dit alles weer sal oplewe in die naam van Jesus. Vader, U woord verklaar, U wil ieder en elk van U kinders, wil U seën en beskerm. Geliewe luisteraars, my geliefde, geagte broers en susters, ons almagtige drie-enige God, seën en behoed U. Hy laat sy aangesig oor U verskyn en hef, gee aan U vrede. Ek kom nou en ek lê die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, op elke Godskind nou, om sodoende die Vader se seën en beskerming te ontvang. Ek spreek dit af, ek bid dit af, in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker, ons verlosser, die enige weg, die enigste weg, die enigste deur, waardeur ons tot die koninkryk kan beerwe. Amen en amen. Nou ja, geliefdes, is tyd wat ons op die Jesus-trein klim. Die uurglas het nou heeltemal leeg geloop. Van my kant af en van Jos se kant af sê ons vir u baie dankie dat u ingeskakel was. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek hier op Joy Radio, jou reisgenoot saam met Jesus. Dan is ons weer terug saam met mekaar. Ons sê vir jou, wees veilig, wees geseënd. En ons groet jou met die volgende enetjie, 'n keerspel met onder andere al die kinders van God. Shalom. Al die kinders van God, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verlei julle, want Jesus kom, die dag breek aan, laat alles staan. Verlei julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Geloof, geloof, geloof en wankel nie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red.